Is lekker om jou vanoggend hier saam met ons te kan hê. Goeiemôre van my kant af. My naam is Rudo. En julle is in die bekwame hande blykbaar van my vanoggend. As dit van my afhang, het ek julle afsondag gegee. Maar dit hang nou nie van my af nie. Hier is ons. Wat 'n wonderlike voorreg om saam met julle die woord te kan deel. Ons gaan vanoggend voort met ons nuwe preekreeks When in Rome, do as the Romans do, né? Maar ons het laasweek geleer dat ons is nie geroep om lewens te leef wat vereenselwig met ons kultuur en van hierdie samelewing nie, maar om 'n lewe te lewe wat waardig is van die evangelie. En dit is regtig waaroor hierdie reeks gaan, is om te sien die kultuur vir wat hy is, en vir ons om dan anders te lewe. Ons lewens moet anders lyk. En dit is waaroor hierdie reeks gaan. So as jy jou Bybel het, en jou notaboek, en jou highlighter, dan is jy welkom om dit uit te haal en my te volg. Ons gaan vanoggend aan met Romeine 12 vers 2. So ons het laasweek gekyk na Romeine 12 vers 1 en ek gaan hom vlugtig as verwysing net weer lees. Maar ons gaan vanoggend dieper delf in vers 2 van hierdie hoofstuk. En dit is 'n ongelooflike vers, want soos wat ons laasweek ook geleer het, is hoofstuk 1 tot 11 die opbou, die volbring van die evangelie wat Paulus skryf vir die Romeine. Hy skryf 'n vol manuskrip van die evangelie. En dan in hoofstuk 12 is dit amper asof hy nou pivot. Dit is asof daar 'n skuif is en hy help ons te verstaan hoe om dit wat hy geleer het, die teologie van hoofstuk 1 tot 11, hoe om dit in praktyk toe te pas. En vers 1 sê, nou wil ek julle, so hy begin, niemand begin en nou nie, nee, ons begin nie met 'n vers of 'n sin met en nou gaan ons see toe. Oké, maar wat het nou gebeur? So, daar is 'n verwysing na hoofstuk 1 tot 11, as gevolg van dit wat ek vir julle geleer het. En nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. En so Dani het laasweek verwys na ons reaksie teenoor God se barmhartigheid in hierdie vers, dat ons uit dankbaarheid ons lewens aan hom moet gee as lewende offers. En so jy is welkom om op te vang as jy dalk laasweek gemis het. Ons gaan deur hoofstuk 12 preek vir die volgende 6 weke. Ons gaan vanoggend aan in vers 2. Vers 2 sê dan, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u woord. Dankie dat ons vanoggend u woord kan lees en kan erken dat u woord is die hoogste autoriteit in ons lewens. Sonder u woord, Here, sou ons nie rigting gehad het nie. Ons sou net gelewe het, Here, en nie geweet het wat om te doen nie, Here, maar dankie vir u woord. Dat in hierdie donker wêreld, Here, is daar 'n lig vir ons voet. En dis my gebed vanoggend, mag dit wees deur hierdie vers in Jesus naam. Amen. Die titel van vanoggend se boodskap is Bly stil en volg die stroom. Het jy al ooit so gevoel? Bly net stil, volg die stroom. Moenie te veel praat nie. Bly stil, die platform is klaar geskep. Bly net stil, volg die stroom. Gaan net saam. Speel saam. Kom, moet nou nie anders wees nie. Het jy al so gevoel? Ek voel baie so. Het jy al hierdie vlaggies gesien by die strand? Enigiemand, ek net kyk hoeveel
Mense het al hierdie vlaggies gesien. Okay, so ek hoef dit nie te veel te verduidelik nie. Wat hierdie vlaggies beteken, dit sê vir jou waar jy moet swem, né? Hier is waar jy moet swem, meneer. Tussen hierdie twee vlaggies. Het jy al dan opgekyk as jy swem? Jy is besig om die branders te breek. Jy is besig om die see se chassis te buig. Jy geniet jouself gate uit en as jy opkyk, dan het iemand daai vlaggies geskuif. Jy kan nie glo dat daai vlaggies het vraggies geskuif en dan sal hy die vermetelheid van hierdie ou wat kom en dan lig hy so oranje dingetjie op en dan blaas hy sy fluitjie, kom terug. As jy so, maar ek bly dan op dieselfde plek. Hoekom skuif julle die vlaggies? Nou moet ek heeltyd skuif. Is ek reg? Daar's iets binne in die water wat ons nie opmerk nie. Daar's 'n stroom wat jou trek. Dis onsigbaar vir ons. As jy weer sien, dan is jy nie meer tussen hierdie twee vlaggies nie. Want hierdie stroom trek jou. En partykeer trek hierdie stroom jou en hierdie meneer sê, kom terug. En jy sê, nee asseblief kom help my. Ek sit vas. Ek kan nie terugkom nie. Die stroom is dalk te sterk. Die punt is, ons merk baie keer nie die stroom op nie. Want dit verander rigting. En dit verander die manier hoe ons wil swem. As ons weer sien, dan is die rigting is heeltemal uit. Dit het ons gevorm sonder dat ons weet, dit het ons gevorm in die rigting wat ons wil gaan. En op dieselfde manier het ons kultuur van vandag kragtige strome. Wat genoem word waardes, idees, ambisies, prestasies, status. En die meeste van ons dink, ons neem onafhanklike besluite, né? As jy opstaan, dink jy, ek trek my skoene aan. Niemand sal vir my sê wat sy skoene ek aantrek nie. Maar as ons eerlik is, word ons elke dag gevorm en beïnvloed deur ons kultuur, deur trends, sonder dat jy weet. Dan is daar sekere trends wat jou vorm, né? Ek drink soms nie die pleite koffie omdat ek hom wil drink nie, ek drink hom want Rudo drink hom. Want Rudo weet van koffie. Dis wat mense vir my sê. Ek weet nie van koffie nie. Ek drink net koffie omdat ek dit like. Okay, stadig nou. Draai jy die Foam Valley omdat almal hom dra of draai jy hom omdat jy skoene nodig het? Hoor julle hoe subtiel kom kultuur en vorm met ons? Nee, ek trek my skoene aan, maar jy het 'n sekere skoen gaan koop. Hoekom? Stilweg, geleidelik en aanhoudend is daar 'n stroom wat ons trek. En ons word gevorm deur wat ons sien, deur dit wat ons kultuur vier elke dag. Ons word gevorm deur dit wat mense rondom ons normaliseer, dit wat vir ons normaal lyk en waarna ons kyk, wat ons hoor, wat ons absorbeer, sonder om dit eers te bevraagteken baie keer. En die werklikheid is, ons merk dit gewoonlik nie eens op nie. Die stroom trek jou, want hy is onsigbaar. Maar as ons die manier oor hoe ons die lewe dink, die manier hoe ons besluite neem, die manier hoe ons sukses, verhoudings en ons identiteit definieer, meer gevorm word deur die wêreld en ons kultuur rondom ons, as deur die barmhartigheid van God en die evangelie. Dit is die verwysing na vers 1 toe. Die vraag is nie of jy gevorm word nie, vriende. Die vraag is nie of is daar 'n stroom wat jou trek nie. Die vraag is, wat se stroom is dit? Wie is daai stroom? Wat is dit wat jou vorm? Wie is dit wat jou vorm? Want daar's iets wat jou vorm. Daar's iets wat selfs nou by die skool jou kinders vorm. Jy weet dit dalk nie eens nie.
En so wanneer Paulus aan die gelowiges in Romeine skryf, spreek hy nie 'n neutrale omgewing aan nie. Dis nie iets wat, hierdie is neutraal, ek weet niks hiervan nie, kom ek skryf net iets nie. Dis iets waarvan hy baie bewus is. Hy praat in 'n stad in, wat die sentrum van mag in die bekende wêreld was. Hy 'n stad waar kultuur, politiek en identiteit, alles het saamgevloei toe hy hier geskryf het. Hy praat van 'n waardestelsel wat voortdurend die mense gevorm het, sonder dat hulle dit geweet het, want hulle is in dit ingebore. En Paulus weet dit, want hy was self 'n Romeinse burger ook. Daarom skryf hy dit. En so daarom begin hy deur te sê, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Weerstaan wêreldse vorming. En as ons kyk na daardie woord, in Engels is dit conform, do not conform, né? In die Afrikaans is dit gelykvormig, aanpas. Moenie aanpas nie. Wat beteken dit? Dit beteken om subtiel te wees. Dit is iets wat baie subtiel is. Dit is iets wat passief is. Dit is stadig. Dit is iets wat van buite af binne toe kom. Dit is iets wat ek sien en hy vorm my. Moenie gelykvormig word aan dit wat jy sien nie. Dis iets wat gebeur sonder dat jy dit agterkom. Sonder dat ek agterkom dat ek spandeer meer tyd saam met Eugene, begin ek meer swart klere aantrek. Sonder dat ek dit agterkom. Dis iets wat ons sien, dis iets van buite af binne toe. En hy sê, moenie julle leefstyl aanpas, moenie gelyk word nie aan wat? Moenie gelyk word aan hierdie wêreld. En ek wil 'n oomblik neem om in te zoom op hierdie twee woorde. As jy jou Bybel het, highlight daai twee woorde, hierdie wêreld of this world. Wat beteken dit as hy sê hierdie wêreld, this world? Wat is hierdie wêreld wat Paulus van praat? Hierdie wêreld word gekenmerk deur sonde, afgodery, onreg en dood. En in hierdie wêreld gaan dit oor wat vorm jou, nie noodwendig jou gedrag nie, want as iets jou kan vorm, dan sal jou gedrag dit uitspeel, né? As jy gevorm is, dan gaan jou gedrag net volg. Dis wat Paulus sê. En so wat het hierdie wêreld in Rome vir die Romeine beteken? Dis vir 'n oomblik belangrik vir ons om te weet, wat het Paulus vir hulle gesê, sodat ons ook dit op ons lewens kan toepas. Hierdie wêreld het vir hulle verskeie konkrete uitdrukkings gehad. En ek wil net 'n paar noem, daar's baie, maar ek wil 'n paar noem, wat ek voel ons selfs vandag, ons kultuur ons indruk. Hulle het 'n keiserlike kultuur gehad. Caesar is die Heer. Hy is die koning. He is the Lord. En so daarom pas jou lojaliteit aan by Caesar. Jy moes lojaal wees aan Caesar. Hulle het 'n eer-skaamtestelsel gehad. Jou sosiale status bepaal jou waarde. As jy ryk was, het jy baie eer gehad. As jy nie so ryk was nie, as jy middelklas was, was jy geshame. Dan het jy skaamte beleef. En so daarom pas jou identiteit aan. You have to conform your identity. Afgodery was normaal. Daarom pas jou aanbidding aan. Immorele en seksuele waardes was genormaliseer. Daar was geen waardes nie. Anything goes. Enige iets was normaal gewees. Hulle kon enige iets doen en enige iets was aanvaarbaar as dit kom by moraliteit.
En so daarom pas jy jou gedrag by dit aan. En jy sien hoe hulle kultuur hulle gevorm het. En Paulus sê, moenie julle leefstyl aanpas nie, moenie gelyk word nie. En dan was daar een wat, toe ek hierdie gedeelte bestudeer, een wat vir my uitgestaan het, wat ek wonder of hy steeds baie subtiel onder ons is vandag. Dit is wat hulle noem the patronage system. Die patronage systeem. Nou ek weet nie wat is 'n mooi woord vir patronage in Afrikaans nie. Daar is nie so 'n woord nie, tensy jy anglisisme gaan. Maar die patronage systeem, dit beteken mag het deur mense gevloei. Patronage beteken daar's 'n patron, daar is 'n beskermheer, ons gaan dit vanoggend 'n beskermheer noem, die patron wat die hoof is, dis die persoon wat vol mag is, en hy het mense gehad wat sy kliënte is, normale mense, wat hulle kliëntel, jy kan hieroor gaan lees, die kliëntel, en die patron owned the clientele. En so jy moet dit verstaan, hoe dit werk. Die Romeinse wêreld het gefunksioneer op 'n verhoudings van afhanklikheid. Hulle was afhanklik van hierdie verhouding gewees. Hierdie kliënt is afhanklik van hierdie beskermheer, hierdie patron van hom. En dit is gestruktureerde afhanklikheid wat jou keuses, jou lojaliteit en jou identiteit gevorm het, vriende. Luister mooi. En hulle oorlewing het van hierdie magtige mense afgehang. Hoe dit gewerk? Hierdie welgestelde beskermheer het werk, beskerming en hulpbronne voorsien aan hierdie normale mense. En dan in ruil daarvoor het hulle jou lojaliteit, jou openbare eer, luister mooi, en jou tyd besit en bestuur. So jy is in hierdie sisteem ingebore, jou toekoms is klaar bepaal, jy word klaar besit deur 'n beskermheer. Dis 'n verhoudingsafhanklikheid. As ek jou kan kry by die beste beskermheer, dan weet ek jou toekoms gaan oukei wees. Hierdie sisteem het nie net beheer wat mense gedoen het nie. Dit het gevorm hoe hulle gedink het. Dit het hulle denke, hulle hele denkpatroon verander. Jy is afhanklik van my. As ek nie hier is nie, kan jy niks doen nie. Dit het jou bron van sekuriteit gevorm. My lewe word onderhou deur my beskermheer, nie deur God nie. Dit het jou besluitneming gevorm. 'n persoon moes vra, hoe sal wat ek doen my beskermheer beïnvloed? Dit het jou lojaliteit gevorm. Jy kon nie 'n beskermheer oppervlakkig dien nie. Dit het sigbare en aktiewe deelname gevorm. Ek kan nie besluit dat ek gou op 'n Saterdag wil doen nie. Ek moes eers hoor wat my beskermheer wil hê ek moet doen. Want dit was aktiewe deelname. En het jou identiteit gevorm. Jy was bekend aan wie jy behoort het. Hy het bepaal wat jou identiteit is, wat jou waarde is. Jou waarde was gekoppel aan die status van jou beskermheer. En jou identiteit is bepaal deur die samelewing, nie deur God nie. Kan julle hoor? En dit het 'n groot druk en spanning vir Christene geskep in hierdie tyd. Want 'n Christen moes bely, Jesus is Here. Reg? Maar die daaglikse lewe het gesê, jou beskermheer is jou voorsiener, jou beskermer en jou pad vorentoe. En ek wonder, hoe subtiel hierdie sisteem steeds onder ons lewe vandag. Hierdie Romeinse stelsel wat ek nou genoem het nie net beheer wat jy gedoen het nie. Dit het gevorm hoe jy dink. Dit het gevorm hoe jy dink. En Paulus ontbloot hierdie onsigbare vormingskrag, hierdie stroom wat hulle trek,
wat sê, bly stil en volg net die stroom. Hy ontbloot dit. En hy sê, moenie julle leefstyl aanpas nie. Volgens hierdie wêreld, volgens hierdie kultuur nie. Kan julle sien hoe diep dit is? Dis 3 woorde, do not conform to this world. Daai 3 woorde, conform this world. Dit is so min, maar dit is so diep. Almal het geweet wat Paulus sê. Want hulle kultuur het absoluut bepaal hoe hulle dink, wat hulle doen, hoe hulle optree, hulle gedragspatrone, hulle identiteit. En selfs vandag word ons voortdurend onder druk geplaas, vriende, om die waardes van ons kultuur aan te neem, om die stroom te volg. Sukses, status, identiteit, prestasie, waarde, produktiwiteit. 'n genormaliseerde suggestiewe kultuur. Ons sien onderklere advertensies en video's en foto's op billboards wanneer ons ry en dit is normaal, niemand vra nie. Dit is so normaal geword. 'n besige kultuur, hou net die tempo, hou net daai refs op, jy moet net gaan, jy moet vinnig wees. 'n groeiende portefeuilles van finansies en bates en beleggings, die sportkalender wat net uitbroei en dis een wat ek julle bewus van wil maak, hou hom dop. Dis hierdie bettingkultuur. Jaar terug sou jy Johannesburg toe ry en miskien een bord sien. Hy sou vinnig dalk opspring in advertensies nou, 'n jaar later, 2 jaar later, hy is op meeste van die sportspanne se hemde, jy kan omtrent 20 van hierdie borde sien as jy ry, en mense het al begin, die apps is op mense se fone, iemand vra my, so wat dink jy hiervan? Wel, kom ons gaan hier deur en kyk, wat dink jy daarvan? As Christene, vriende, hoor baie mooi, wat ek nie vanoggend sê nie, wat Paulus nie sê nie. Ons is nie geroep om uit hierdie wêreld te onttrek nie. Ons is nie geroep om uit ons kultuur te onttrek, om uit te klim, om onsself te isoleer en te sê, wel, ek sien al hierdie goed, nou drink ek nie meer Plato nie. Dis nie wat ek sê nie, Lian. Hoor wat sê Johannes 17, vers 14. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle bewaar van die bose. Ons is geroep om nie aan hierdie wêreld gelykvormig te word nie, maar om sy vorming te weerstaan. Om te vra, wel, is dit aanneemlik vir Jesus, of is dit net saam met die stroom? Sou Jesus 'n betting app op sy foon gehad het, as hy hier was? Die vraag bly, vriende, wie of wat vorm jou? Vorm jou denk- en gedagtepatrone? Hierdie wêreld wat konstant menslike denke vorm, of die wil van God? En dan gaan Paulus aan en hy sê, maar laat julle omvorm, laat julle verander word, be transformed, deurdat hy julle denkpatrone verander. Hy sê, word verander deur die vernuwing van julle denke. Ware transformasie. En getransformeer, daardie woord omvorm, verander, transformasie beteken innerlike verandering. Die Griekse woord is metamorfose. Dit is innerlike verandering. Dit is nie wat ek sien wat my verander nie. Dit is van binne af, het daar iets gebeur en ek verander van binne af buite toe. Sien, die een is van buite af binne toe. Die ander een is van binne af buite toe. En dis nie gedragsverandering nie, vriende. Dit is identiteitsvlak verandering. Kan julle sien hoe Paulus vir hulle sê, dit is nie jou beskermheer wat supposed is om vir jou te sê wie jy is nie. Ek het aan die kruis vir jou gesterf en klaar vir jou betaal en ek sê vir jou wie jy is. Jy is my seun.
Vernuwing beteken 'n voortdurende proses, nie eenmalig nie. Moenie dink jy gaan die toets slaag as jy hier uitstap nie. Dit is 'n voortdurende vernuwing. Paulus sê nie probeer harder daardeur nie. Hy sê nie moet nou uitgaan en probeer harder. Nee, drink nou 'n ander koffie, kry vir jou 'n ander plek waar jy jou koffie koop, of ander vellies. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê ook nie jy moet jou gedrag beter bestuur of verander nie. Hy sê word verander, luister mooi, deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dis iets wat God in jou doen, waaraan jy moet oorgee. Dis iets wat die Vader, wat die Heilige Gees binne in jou kom doen, van binne af buite toe. Dit is 'n diep hervorming van hoe jy die werklikheid sien. Nie net wat jy sien en dit verander jou binne toe nie, van buite af binne toe nie, maar dit is 'n verandering wat binne in jou plaasgevind het en dan sien jy wat God jou help om te sien. Jou denkpatrone is hoe jy die lewe interpreteer. Waaraan jy waarde heg en besluite neem. Dis jou denkpatrone. Jy interpreteer die wêreld op 'n sekere manier. Jy het 'n geloofsoortuiging van die wêreld en dan interpreteer jy die wêreld op 'n sekere manier en dan neem jy besluite. Jy heg waarde daaraan en jy neem dan besluite. Né? Luister mooi, as jou denke nie vernuwe word nie, dan sal jy soos die wêreld dink. Al glo jy in God. Al is jy 'n Christen. Al ken jy vir Jesus. As jy nie jou denke vernuwe nie, dan sal jy dink soos die wêreld. En die evangelie sê, hierdie transformasie word nie deur jou wilskrag gedryf nie, want ons kultuur is te sterk. Die platforms is klaar gebou. Dit vloei uit die barmhartigheid van God, Romeine 12 vers 1. Gaan terug na vers 1 toe. Dit vloei uit dit wat Christus klaar vir ons gedoen het. Dit vloei uit die voltooide werk van Christus. Dit vloei uit die Heilige Gees wat nou binne in ons woon en hy is jou helper. Jesus is die enigste een wat nooit gelykvormig geword het tot sy kultuur nie, tot hierdie wêreld nie. Hy het altyd in die wil van die Vader gewandel. Nee? Daarom is transformasie nie wat jy probeer beter dink nie. Dit is nie al wat dit is. Ek gaan nou beter probeer dink nie. Dis God wat jou leer om anders te kan sien. Van binne af, buite toe. Want deur hom word jou denke vernuwe. Sonder vernuwing is gelykvormigheid onvermydelik. Jy sal gelykvormig word aan die wêreld as jy nie jou denke vernuwe nie. Dis soos om in 'n donker kamer sonder 'n lig te loop. Dis Psalm 119 vers 105. Die woord sê, die woord van God is 'n lig vir my voet. En so as ek die lig wegvat, dan is dit donker, dan weet ek nie waar om te loop nie. Dis wat hy sê. Vernuwing, sonder vernuwing is gelykvormigheid onvermydelik. Dis onvermydelik. Jy sal gevorm word deur iets daar buite. Jou kinders sal gevorm word deur iets daar buite, as jy hulle nie gaan help om hulle gedagtes te vernuwe en op God te vertrou nie. En sonder transformasie is onderskeiding aangetast. Wat 'n onderskeiding? Die volgende gedeelte sê, dan sal julle kan onderskei wat hy wil hê julle moet doen. Wat goed, aanvaarbaar en volmaak is volgens God se wil. Hoor julle? Leef met gees vervulde onderskeiding. Dis iets wat in die binnekant begin. Vernuwing, wanneer ons gedagtes vernuwe, dan lei dit na onderskeiding van wat goed, aanvaarbaar en volmaak is volgens God se wil. En onderskeiding, luister mooi, is aangeleer. Jy word nie gebore met onderskeiding nie. Wanneer die Heilige Gees binne in jou kom woon, dan gee hy vir jou onderskeiding. Jy leer dit aan. En ek hou van hierdie woord, ingeoefen.
Jy moet dit oefen. Jy moet onderskeiding oefen, anders gaan jy net in die wêreld inloop en jy gaan net lewe. En onbewus wees van die strome wat daar is. Jy gaan bly swem, jy gaan dink, wel, ek is nog tussen die vlaggies. En as jy opkyk, dan is die vlaggies 'n kilometer weg. Onderskeiding is aangeleer, ingeoefen en gelei deur die Gees. Die Heilige Gees lei ons. Om te kan onderskei, ek weet nie of jy dit weet nie, maar om te kan onderskei, is 'n geheime wapen in die wêreld daar buite. Vir ons as Christene, kan ek jou vanoggend 'n geheim vertel. Om onderskeiding te kan hê, is 'n geheime wapen. Want die wêreld het dit nie. Ons het dit. Dis deur die Gees. Dis die Gees wat vir ons gee, om te kan onderskei in 'n oomblik, om wysheid en kennis te kan hê, om te kan onderskei tussen goed en sleg. Hierdie is nie nou goed nie. Ek moet nie nou hierdie doen nie. Dis 'n geheime wapen vir ons, vriende. Moenie dit verloor nie. Hou hom naby jou. Sodat wanneer jy getoets word, jy kan onderskei wat goed, dit wat eerbaar tot God is, aanvaarbaar, dit wat vir God welbehaaglik is. En as ons praat van betting, as kom by hierdie gedeelte, as sê nou maar iemand kom, jy kom en jy word gekonfronteer met betting. Hey, hier is vir jou 'n app, ek gee sommer vir jou die token, dan kan jy hom verniet aflaai. Okay, is dit aanvaarbaar vir God? Sal dit welbehaaglik wees teenoor God? Is dit goed? Daar's 'n onderskeiding wat plaasvind. Is dit volmaak? Dit wat heel en volledig is volgens God se wil. Die resultaat van dit, van transformasie, lê in die onderskeiding. Die resultaat van ons transformasie, van ons omvorming, lê in ons onderskeiding. Kan ons onderskei? En luister gou mooi na hierdie storie. 'n Getuienis van 'n vriend wat ek laasweek mee gesels. Hy sê vir my, hy word so gekonfronteer met die besige geskedules van die skool, en ek dink elkeen van ons doen, maar hy sê wat vir hom so nuut was, is dat hy 'n oproep ontvang van die skool af, wat vir hom sê, sy seentjie speel cricket, en hy's besig om goed te doen, hy's in die B-span, hy probeer om in die A-span te kom, en sy afrigter sien dit raak, en die onderwysers bel hom, en hulle sê, hoor jy, ons wil graag jou seentjie uitnooi na 'n toernooi toe. En hierdie toernooi is op sonnaandoggende. Sonnaandoggende is daar nou 'n toernooi. En hy word gekonfronteer met iets wat hy ongemaklik mee is. Goed. En hy laat weer die skool, sy seun gaan nie deelneem aan hierdie toernooi nie. En sy seentjie kom na hom toe en hy sê, pa weet, as ek nie aan hierdie toernooi deelneem nie, sal ek nooit vir die A-span speel nie. En sy seun, sy pa, as pa, moet jy vir jou seun kan verduidelik wat belangriker is, wat die stroom is. Daar is 'n stroom wat besig is om te trek. En vir my is dit belangriker om jou op 'n Sondag by die kerk te hê. Vir my is dit belangrik om jou te wys dat ons gaan saam kerk toe. 'n Paar ure later bel daar 'n paar ouers om. Sê vir hom, hoor jy, ons hoor jou kind gaan nie deelneem aan hierdie toernooi nie. Wat is die probleem? Is dit geld? Is dit vervoer? Want ons sal jou kind kom oplaai en hom soontoe vat en hom terugbring. Vir jou. Sien julle hoe hierdie stroom, hy's so gemaklik. En die pa sê, dis nie die probleem nie. My seun sal op 'n Sondag in die kerk wees. Dis wat ek wil hê, hy moet doen op 'n Sondag. Die kultuur, vriende, gaan ons trek in 'n stelsel in. Die kultuur gaan ons trek in 'n stroom, in 'n rigting is. Die vraag is, kom jy dit agter? Deur die barmhartigheid van God kan ons denke vernuwe en ons kan onderskei. Sodat ons kan erken wat in die werklike lewe met God se wil ooreenstem. Kan ek en jy, dit is die doel, kan ek en jy agterkom, wat is God se wil, en is ons besig om in lyn met dit te lewe? Kan ons binne in die vlaggies bly,
van God se wil en agterkom dat wanneer daar 'n stroom is, ek gaan nie net stil bly en net die stroom volg nie. Nee, dit is nie volgens God se wil nie. Ek gaan nie so lewe nie. Ek maak anderster besluite, want ek is nie deel van hierdie koninkryk nie. Ek's deel van 'n koninkryk wat anderster lyk, wat anderster besluite maak, wat anderster lewe. Dis wat Paulus sê. Do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that when testing comes, you may discern the perfect will and goeders of God. Die volmaakte wil van God, wat goed aanvaarbaar en volmaak is. Okay. Hoe is hierdie boodskap van toepassing op jou en my vandag? Die vraag is, kan jy agterkom dat jy word elke dag gevorm? Jy word gevorm. Jy dink jy word nie, maar jy doen. Die kultuur vorm jou, die druk vorm jou, die stelsels vorm jou, sonde vorm jou. Kan jy dit agterkom? En dan weet dat die goeie nuus is dat jy word nie aan jouself oorgelaat nie. Jy is nie daar om jouself te verander nie. God is besig om in jou te werk. Hy is in jou. Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. En daarom gebeur vernuwing deur die evangelie. Dit gebeur deur God se woord. Kom ons bly in sy woord. Dit gebeur deur die Gees. Vra die Heilige Gees, sodat jy kan onderskei, sodat jy kennis en wysheid kan kry, in oomblikke wat jy nie weet wat om te doen nie. En hy vernuwe jou ook deur die kerk, deur die gemeenskap van gelowiges, wat rondom jou is, wat verantwoordbaarheid vat en broederliefde is, om te kan sê, hey, ek word gekonfronteer met iets, help my, wat dink jy? Ons is hier vir mekaar, God gebruik sy kerk, sodat ons ook ons denke kan vernuwe. Amen. Ek gaan vir ons afsluit, maar voordat ek doen, wil ek jou los met 'n paar vrae. Jy is welkom om dit neer te skryf, of dalk net 'n oomblik te neem om daaroor te dink. En ek wil jou vra, vat dit in jou stilte tyd in hierdie week. Gaan hierdie week en dink, wat is die areas waar my denke tans gevorm word? Wat is dit wat my denke vorm? Waar ervaar ek druk? Want die oomblik as ek druk ervaar, dan gaan ek besluite neem sonder om te hoor wat die wil van God is. Waar is jy bang om ten volle gehoorsaam te wees aan God? Want as ek doen, gaan dit 'n invloed hê op my beskermheer. Waar het jou denke stilweg met hierdie wêreld in lyn gekom? Here, dankie dat ons as 'n gemeenskap van gelowiges, Here, vanoggend 'n oomblik kan vat en u woord vir ons lewens kan consider. Dat ons u woord kan vat, Here, en kan kom sê, Here, kom druk u vinger op die areas waar ek steeds nodig het om te verander volgens u wil. Volgens dit wat goed, aanvaarbaar en volmaak is. Ek ervaar hoe die Heilige Gees nou vir sommige van julle kennis gee wat kennis nodig het. Jy staan in sekere omstandighede en jy is nie seker watter kant toe nie. En ek ervaar hoe die Heilige Gees is die een wat vir jou iets kan sê wat ander nie eers weet, jy weet nie. Dis wat kennis is. Jy weet goed wat ander weet. Jy is nie supposed om hierdie inligting te hê nie, maar jy weet dit. Net die Heilige Gees kan dit doen. Sommige van julle het jy wysheid nodig en ek bid vir jou vir wysheid, vir onderskeiding. Heilige Gees, in hierdie oomblik, kom vul ons opnuut. Kom wys vir ons die areas waar ons die nodig het, om nie net stil te bly en die stroom te volg nie. Maar om in lyn te kom met u wil en met u woord. Dis my gebed vir ons vanoggend.